Goeiemôre vriende, so aan die begin van 'n naweek, is Vrydag die 27ste Februarie. Ek hoop julle het sommer net 'n aangename naweek wat voor julle uitstrek. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil voor die Here. Heilige Gees, ons is in ons werke so gespanne. Dus kom dit nie eens agter hoe geweldig gespanne ons is. Here, ons kom vra vanoggend vir U om deur die Heilige Gees ook vir ons, al is dit vir hierdie wyle, Here, net 'n rustigheid te gee, dat ons skouers sak. Ons 'n bietjie kan agteroor sit, Here, en U kans gee om deur die Gees met ons te werk. Dankie Vader dat ons in U kan rus. Dat ons in U 'n vrede kan hê wat U gee. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, nou, ek sê altyd vir julle, die Bybel bly vir my so interessant, want hy spreek eintlik alles aan. Ek dink nie daar's iets wat die Bybel nie aanspreek nie. Dit is vir my 'n amazing boek wat die Here God vir ons kom gee het, vriende. Dit is regtig ja, en hy het so baie humor ook erom in. En hierdie gedeelte wat ons nou ook gaan lees, nou moet julle nou hoor wat sê Paulus. Hy sê: Ons beveel julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus. En hoor nou hier. Onttrek julle aan elke broer wat leeg lê en hom nie hou aan die opdragte van wat julle van ons ontvang het nie, né? Onttrek julle aan enige broer wat leeg lê. Kom ons lees aan, want hy sê, pak hom nou verder 'n bietjie uit. Julle weet self watter voorbeeld ons vir julle gestel het om te volg. Ons het nie daar by julle leeg gelê of op ander geteer nie. Inteendeel, ons het dag en nag gesoeg en gesweet om nie vir een van julle 'n las te wees nie. Paulus was 'n tentmaker, hy het sy eie lewensonderhoud voorsien en dan het hy die evangelie gebring. Dan gaan hy aan en sê: Nie dat ons nie die reg het op onderhoud van julle nie, maar ons wou vir julle 'n voorbeeld wees wat julle moet volg, kom sê Paulus. Toe ons nog by julle was, het ons vir julle uitdruklik gesê: As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Dit is vir my te koslik, né? As iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Nou, ek dink ook so, né? As jy wil leeg lê en jy wil op iemand se heeltyd op iemand teer, dan moet vir jou jammer kry, maar jy wil nie werk nie en dan moet jy nie eet nie. Want dit sê wanneer jy gaan honger kry, jy besluit, wag, dis nou tyd dat ek eerder begin werk. En ons laat miskien 'n bietjie meer van 'n probleem met die geweldige groot werkloosheidssyfer wat ons het, né? Miskien 'n bietjie van 'n ander uitdaging, maar ons catch the drift van wat Paulus sê hier. Ons sê dit omdat ons verneem het daar mense by julle is wat leeg lê, wat self nie werk nie en hulle net met ander se sake bemoei, né? Kom sê Paulus. Sulke mense beveel en gebied ons op gesag van die Here Jesus dat hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood moet verdien. Moenie met ander mense se sake gaan inmeng nie, sê Paulus. Bepaal jy by jou eie werk, moenie staan 'n leegleer aan jou neus en ander mense se sake steek en dan begin skinder en allerlei strooi kom vertel. Dis eintlik wat Paulus sommer in soveel woorde kom sê, né? En dan gaan hy aan sê: Wat julle betref, broers, moenie moeg word om goed te doen nie. Nou ons weet dit is 'n wonderlike gemeente hierdie. Ons weet hierdie gemeente is lief vir God, het geloof en het regtig liefde vir die mense rondom hulle. En daarom moet hy moet nie moeg raak om goed te doen nie. Moenie laat hierdie omgewing waar binne in julle is, wat nie altyd 'n lekker omgewing is, die julle by 'n punt bring dat julle nie meer wil goed doen nie. Moenie val vir daai, moenie val daarvoor, sê Paulus. Moenie moeg word om goed te doen nie. En as iemand nie ons bevele soos ons dit in hierdie brief vir julle gee gehoorsaam nie, sonder dan daardie man af en vermy hom dat hy hom kan skaam kry, né? So Paulus is baie sterk op Jesus Christus, baie sterk op 'n klomp ander goed wat hy kom sê oor die geloof en die voorbeeld en al daai tipe van dinge. En dan kom sê hy, as daar 'n ou is wat nie hierdie tipe van goed wil doen nie, vermy hom, kap hom en ignore, né? Ons dis sommer vir mekaar sal sê, sodat hy kan skaam kry. En later wonder maar hoekom tel die mense dit so op. Net interessant Paulus hoe hy die goed sê, né?
Ek sou nou eerder sê dat jy met daai persoon moet gaan praat. Nee, gaan praat met daai persoon, sê vir moeder, maat, jy vet, jy moet jy kan hom nie so optree nie, nee, dit is wat ek nou sê, maar net interessant Paulus hoe sê die Engelsman se take op dit wat hy so sê. Moet hom egter nie soos 'n vyand behandel nie, maar wys hom tereg soos 'n broer, né? So nou as jy hom nou so 'n bietjie ignore gekap het sê, dan moet jy na hom toe gaan en dan moet jy hom tereg wys kom sê. En dan is ons aan die einde van die brief. Mag die Here wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee. Die Here sal by julle almal wees. Nou skryf ek met my eie hand, dit laat 'n ou as ou nou luister daarna wat hy nou sê, nou skryf ek met my eie hand, is dat dit gedikteer is, dat hy dit gedikteer het en iemand anders het dit geskrywe, né? Nou skryf ek met my eie hand, groete Paulus, so teken ek elke brief, dis my handskrif, die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle almal wees. Kom sê Paulus vir ons, en so kom ons aan die einde van 2 Tessalonisense. So, vriende, môre gaan ons 'n meditatiewe gedeelte met julle hanteer, soos ons altyd doen tussen boeke. Maandag gaan ek die nagmaal en die doop met julle hanteer. Ons doen dit altyd op die eerste van die maand. Eerste val nou op val nou inderdaad op 'n Sondag. Ek dink die 1 Februarie het ook op 'n Sondag geval. Ek het dit toe nie die nagmaal en die doop herinnering met julle gedoen nie. Ek gaan dit wel doen en dan nog so 2-3 dae na 'n bietjie meer meditatief, en dan gaan ons na Timoteus toe, die eerste brief van Timoteus. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, mag julle Jesus Christus se genade ervaar, en mag julle God die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.